Here Jesus Christus, Vader, Seun en Heilige Gees, ons loof U en ons dank U vir U liefde en U goedheid. U alleen is God soewerein oor alles. Ons staan vas op U woord en U beloftes en ons weet wie ons as U eie kinders in U is. Help ons, Here, om elke dag, veral in hierdie tyd, meer bewus te raak van U teenwoordigheid in ons lewens. Dit is wat dit is om U aangesig te soek. Want om in U teenwoordigheid te wees is om U geregtigheid en U liefde en U groote godheid te ervaar. Om dit deel te maak van ons eie identiteit. Om U beeld op ons te laat skyn en ons gees verhelder, versterk, bemagtig en beveilig en in liefde vir U koninkryk bewaar. Ons hoor baie slegte nuus nou teen 'n baie vinnige tempo inkom, Here. Ons sal nie twee gesigte wees soos U waarsku in Matteus 24 nie. Want U sê mense sien as die swaar wolke aankom en dan sê hulle kan sien die reën kom, maar wanneer ons al die tekens van die laaste dae sien, sal ons soos twee gesigte dit ontken en maak asof daar niks verkeerd is nie. Ons sal U woord gestand doen, Here. Ons sal luister en aandag gee aan wat U vir ons sê en ons weet wat op pad is. Ons kan dit sien. U het ons reeds alle kennis en alle inligting gegee oor wat kom, wanneer dit ongeveer kom en hoe die hele storie eindig. Al hierdie verwaande bose mense wie Satan volg, sal saam met hom in die vuurpoel van swaal en konstante geween en geknars van tande gewerp word. Maar U kinders word soos met vlerke omtrek en met U liefde deurtrek, terwyl hierdie wêreld so groot verdrukking sy gordyn ooptrek vir die laaste 7 jaar en aanvang neem. Ons sien hoe die vyand van die mens deur 'n klein aantal baie magtige bankier en nou sakegroepie Luciferians, die leiers van lande en hulle regerings heeltemal omgekoop het en beheer om die slawerny van 'n nuwe sataniese wêreldorde teweeg te bring. 'n Enkele dier geloofsisteem, 'n dier trek en trei sisteem wat niemand ooit vir die polisie regerings weg sal kan laat kruip nie. 'n Dierpuntestelsel waarop mense se toegang tot finansies gedeaktiveer word as hulle probeer beleer teen die dier. 'n Gesondheidsstelsel waardeur die dier alle mense sal merk sodat dit hulle met artificial intelligence kan beheer en regeer. 'n Dierstelsel wat nou alle voedselvoorraad sal beheer en regeer en mense sal afsny van voorsiening indien hulle verkeerd in die dier se oë handel, en agter die dier sit maar net die bewerkers van Satan. En wie dit teenstaan op U ontwil, Here, en nie sommer net saam met die ander gelowe wil insmelt en sê almal aanbid dieselfde God nie. Hulle sal onthou word, presies soos U woord spreek, want hulle sal weier om die merk te neem. Die inspuitings, die palisade of skerp punt, ysterpen, soos U woord dit in die Grieks genoem het. Hierdie merk koppel die mens digitaal met nanorobotte en DARPA gel aan die groot dier artificial intelligence stelsel. En dit laat elke een wie dit neem verander word, hierdie DNA, die biologiese samestelling soos U dit in die mens gevorm het, deur dit te verander na dit wat Satan self in die mens wil hê. Dan, Here, dan sal hy opstaan en homself God verklaar oor die liggaam van Jesus. Die liggame van mense wat heilige tempels, tydelike aardse tabernakels van U, ons God, moes gewees het. As die mense aan U gehoorsaam sou wees, sou hulle liggame tempels, almal tempels gewees het. U het die ware derde tempel herbou in 3 dae na die kruisiging, Here. Die Jode was briesend omdat U dit gesê het. Hulle ontken dit steeds vandag nog en rig hulle op 'n tempel wat hulle self weer in Jerusalem wil bou. Hulle wil weer bloed van diere vir die sonde van die mens offer, en U eie kosbare bloed, die laaste offer ooit van die sonde van die mens, wil hulle verwerp, en so, Here, daardeur wil hulle die godheid van U, wie ons Here en Verlosser is, ook verwerp. U, wie Johannes 1 vers 1 sê, is die woord van die begin af, en dat U met God was en God is. U, wie vir Moses uit die braambos gesê het, ek is die groot ek is. U, wie in Johannes 8 vers 58 vir die Joodse fariseërs en skrifgeleerdes gesê het, voor Abraham was, is ek, dieselfde groot ek is. Maar hulle bring houtgerus 'n een wêreldstelsel met een geloof en almal stroom maar te gerus daarmee saam. Alles in die naam van liefde. Hulle volg valse liefde, want dit verwerp die enigste ware liefde wat ooit was en is en ooit sal wees, en dit is Jesus Christus, die bloedoffer vir die mens op Golgotha.
Hulle vals liefde sal net lei tot meer pyn en lyding, want slegs waarheid kan red. En waarheid is die ware liefde. Waarheid is die ware kennis. Waarheid is die weg in die lewe en dis alles alleenlik U, Jesus. Om liefde en goedheid en guns en vrede op ander plekke te soek en in ander gelowe is soos om olie binne water te soek. Dit sal nooit meng nie en altyd boontoe dryf. En so Here, vir die ware gelowiges laat U die leuns en bedrog om ons na die oppervlak van hierdie wêreldstelsel dryf, sodat ons duidelik besef dat ons slegs reisigers hierdeur is. Dis nie ons plek nie. Ons maak ons nie tuis hier nie. U laat sonde ook so na boontoe dryf in ons lewens, sodat ons dit uit en af en weg van ons kan kry. U maak ons skoon. Ons behoort aan U. Ons is van 'n ander koninkryk, U koninkryk. Die hemelse glorieryke koninkryk. Ons is pelgrims, Here. Ons is hier net om een rede, om ons pad na U toe terug te vind, na ons eie rebellie en verset teen U, deur ons sonde te bely en deur hierdie evangelie van verlossing van sonde ook aan ander verlorenes om ons te deel en bekend te maak. Hierdie babbel genaamd tyd was slegs vir ons geskep, Here, sodat ons kan herdink, kan besef dat ons rebellie teen U dwaasheid is, want buite die weg en die waarheid en die lewe bestaan daar tog niks behalwe leuns en leebeloftes van Satan, wat mense maar net na die hel saam met hom sleep nie. Ons weet daar is wonderbare krag in die bloed van die lam, van Jesus Christus. Ons weet Satan is besig om die hele wêreld te bedrieg met 'n inspuiting wat eintlik maar net sy merk van aanbidding is, dat mense hulle geloof en vertroue in hom sal plaas, sy medisyne, wat nou so vals virusse en siektes wat hulle doelbewus biologies versprei en mense op strepe laat verlore gaan weens hulle vertroue in die arm van die vlees, hulle geestelike blindheid. Hulle kan nie sien nie, want hulle het nog altyd net in die vlees gelewe. En wie lewe na die vlees is blind en doof en sal verseker sterwe, sê U woord. Maar wie lewe na die gees vind die waarheid, want lewe na die gees bring mee dat mens na waarheid soek en omdat waarheid U self is, Jesus, laat U self deur hulle wie U soek vind. U laat U self altyd vind deur die wie waarlik en met opoffering hulle kruis optel en dra en begin soek na waarheid, na U. Ons vlees is op die aarde gebore, maar ons gees was lank reeds deur U gegee. Ons het hierdie vlees ontvang sodat ons kan heroorweeg ons besluit om teen U te rebelleer en Satan te volg. U sê in Jesaja dat U ons geken het voordat U ons in die moederskoot gevorm het. Tyd en ruimte is nie vir U gemaak nie, maar vir ons. Ons is in tyd ingeplaas sodat ons kan bely. Ons het 'n keuse om U bloedoffer aan die kruis te aanvaar en ons lewens met totale oorgawe aan U te gee, of ons kan rebellie kies en soos olie uit die heilige ewige water van lewe gestoot word na die poel van vuur en swaal, waar alles heen gaan wat onrein en onheilig en nie deel van U is nie. Net U, Here, is die weg en die waarheid en die lewe, Jesus. Alleenlik U kan verlos en mense vrymaak van die gevangenis van die vlees wat stryd voer teen ons gees. Help ons, Here, stort U genade oor ons uit. U wie groter en bo alles is, Here, bo alles wat bestaan, alles denkbaar. Help ons om sterker te wees, om harder te veg, soos Paulus sê, ons die goeie stryd moet stry, die wedloop te hardloop tot op die einde. Vul ons, Here, met U lankmoedigheid, U vrede en U liefde en waarheid en geregtigheid. Here, laat ons, Jesus, wie die waarheid is, wie God bo alles is, laat ons U, ons liefste Jesus, U wie so vir ons kom lei het in vlees op aarde, sodat ons nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan nie. Laat ons U eerste en bo alles en almal stel. Dis waar U in ons lewe hoort, bo op die troon, nie langs ander of agter of naby nie, maar bo op. Met ons, dieself, konstant op ons knieë nederig voor U. Laat ons deur die kruis gaan, Here, deur die lyding wat kruisdra beteken, en deur die skaduwee van die dood, as sommige van ons nie weggeraap word nie, sodat ons vir ewig saam met U in glorie in die hemel kan lewe. Ons loof en ons prys U wonderlike naam, die naam bo alle name, Jesus Christus, Vader, Seun
en Heilige Gees. Amen.